Here, en ek gaan vir u vra, kom ons word stil voor hom, en ons vra dat hy self vanoggend met ons sal praat. Kom ons word stil voor hom. Here, neig u oor tot ons en red ons gou. Wees vir ons 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om ons te verlos. Gemeente, genade vir u en barmhartigheid en vrede van God ons Vader. In die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons maak ons liederebundels oop en ons vergeet nie wie ons in hierdie Psalm 84 gaan loof nie. Die Here self, die Skepper God, die almagtige verbondsgod. As ons sing, hoe lieflik is u wonings, Heer, der leer skare, hoe begeer my siel en hunker van verlange. En die tweede vers, die mossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê in nesies neer, en ek vind rus by u altare. Nou, Jaco, jy het gesê, jou masjien kan net 2 verse speel, né? Het hy net een, sal jy hom 2 keer kan draai. Goed, kom ons staan asseblief, Psalm 84, die eerste en die tweede vers. Die Here aan u voorhou,
by afwisseling vanoggend by Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium 5. Exodus 20 het ons vir mekaar gesê is die direkte woorde van God. Deuteronomium 5 is dan Moses wat hierdie woorde herhaal net voordat hulle die nie beloofde land ingegaan het. Daarop op die walle van die Jordaan en aan die berg, die hange van die berg Pisga. En dan daarna as ons dit aangehoor het, dan sing ons gesang 57. Gesang 57. Jaco, sal julle vers 1, 4 en 5 of net 1 en 4? Sal julle dit kan doen? Dankie. Dan luister ons nou na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5. En ons luister daarna met die nodige verskuldigde eerbied. Met dit 'n gedagte gehou, wat Exodus 20 ook vir ons sê, Exodus 20 vers 20, sodat ons kan weet wat die Here van ons verwag. Dat ons eendag nie daar voor die troon gaan staan en vir hom gaan sê, Here, maar ek het nie geweet nie, of ek het gedink dis so, ek het gedink het moet so of so wees. Nee, wat die Here vir ons in sy woord sê, en veral in sy wet, is onweerspreekbaar. Hoofstuk 5, en Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer, en hoor hierdie woorde, dit sorgvuldig hou. Nie soos ons wil nie, soos wat die Here dit vir ons voorhou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek, en ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En God het gesê, ek is die Here jou God, verbondsgod, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en aan die genadeverkondiging, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. In 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, jou os of jou esel of enige dier van jou, of ook jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy.
En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. 5de gebod: eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. En nou dat ons sy wet gehoor het, duidelik, gaan ons vra, en as ons daarin gespeel het, kom ons staan, en ons gaan na Gesang 57. Gesang 57, daar die eerste, die 4de en die 5de vers, asseblief, Jaco. Kom ons staan. En ons so voor hom staan vanoggend, dan weet ons wat Romeine 3 van ons sê. En wanneer ons aanstonds in die prediking kom, dan sal ons dit daar ook weer hoor. En in 1 Johannes 1 vers 9 lees ons hierdie woorde: as ons sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig om ons hierdie sondes te vergewe. Maar broeders, susters en kinders, dan moet ons met 'n opregte hart voor hom staan. As u en ek wil hoor die woorde wat hy vir die moordenaar aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, dan moet u en ek met ons hele hart, ons hele verstand en al ons krag vanmôre voor hom staan en sê, wees my net genadig. En dan moet ons hoor wat hy sê, en dan moet ons doen ook wat hy vra. Dan alleen sal ons genade vind. Soos wat die Heilige Gees dan ook vanmôre
ons oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, gaan ek nou vir u voor met ons geloofsbelijdenis en mag dit ook u oortuiging saam met my wees, dit wat ons hier bely. Ek gaan nou vir u voor en vra, herhaal asseblief hierdie geloofsbelijdenis saam met my, elkeen in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwille van ons sondes helse smarte verduur het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan die ewige lewe. En kom ons bevestig dit nou met gesang 84, daardie 11de vers. En met 84 vers 11, dan sê ons ook amen op dit wat ons hier saam nou so pas verklaar het. Ons is vanoggend, terwyl ons nou hier in die lydenstyd is, die tyd wat oploop na Paasfees, en ons vreugde dat ons Here opgestaan het, dat hy leef, dat hy vir ons die lewe kom gee het, gaan ons na die tweede kruiswoord toe vanoggend, en ek wil vir u vra, kom ons maak eers die Bybels oop by Lukas 23, Lukas 23 en daarna, dan gaan ons na Lukas 2 toe. Lukas 23 waar ons verlede week ook uit saam gelees het, maar toe die eerste kruiswoord. Lukas 23 vanmôre vers 39 tot 42 en daarna blaai ons na Lukas 2 vanaf vers 25. Maar voordat ons gaan saam lees en die woord oordink, kom ons staan broeders en ons nader tot God se troon in gebed. Kom ons staan asseblief. Heilig, 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 duisendmaal heilig, Here God Almagtig. Saam met die engele om die troon, saam met die kerk van alle eeue, wil ons vanmôre net sing.
Aan U die krag, die heerlikheid, die sterkte, die eer, die aanbidding, die lof. Here, dit wat 'n sondaar mens met 'n sondaar hart en met sondaar lippe maar vir U kan toebring, dat dit U welgevallig is, in die soendood en in die sterwe van ons Here Jesus Christus, dat U gemeente, wanneer ons voor U staan, Here, U nie U kop sal wegdraai nie, maar dat U vanmôre die oordeenking van ons hart en die woorde van ons lippe U welbehaaglik sal vind. Want Here, dit gaan net om U, nie om ons nie. Dit gaan net om U. U eer, U lof, die uitbreiding van U koninkryk en die verheerliking van U naam. Daarom kan ons vanmôre maar net, Here, as gemeente voor U kom buig, maar net kan vra, spreek Heer. Spreek tog. En moenie met ons maak soos ons met mekaar maak. Maak die deur van buite af toe asseblief. Here, hoor ons as ons voor U kom pleit. Pleit vir mekaar, pleit vir die kerk, pleit vir die verkondiging van die woord, U woord. Spreek Heer. En as ons vanmôre hierdie woorde lees, dink aan ons Here wanneer U vanmôre neerbuig na ons toe. Dink aan ons wanneer U aan die regterhand van die Vader op die troon sit, om vir ons in te tree. Spreek tog, hoor tog. Ons pleit dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons begin by Lukas 23, die tweede kruiswoord, vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as U die Christus is, verlos U self en ons. Maar die ander een, aan die ander kant van Jesus, antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy God ook nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. En dan Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, amen, amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vers 43, hier wat sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan blaai ons terug na Lukas 2 toe. Lukas 2 vanaf vers 25. Jesus dan deur sy ouers in die tempel ingebring volgens hulle prosesse wat hulle gevolg het. En dan is daar in die tempel 'n ou profeet met die naam van Simeon en 'n profetes met die naam van Anna. Dan lees ons van vers 25 af. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon.
Hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus, die gesalfde van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie bring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. U heil wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, swart sal deur jou siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel, die stem van Aser. Sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar met haar man saam gelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek en met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. En die genade van God was op hom. Vers 34. Die woorde van Simeon, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En dan herinner ons mekaar hier by Lukas 23 net weer eens een kwaaddoener wat gespot het en wat gesê het, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een wat dan gesê het, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En dan Jesus se heerlike, troostvolle antwoord, ook vir u en vir my vandag. Ek wil vanmôre vir ons kinders vra, al ons kinders van die ouderdom van, hoe sê hulle, van speenoud tot stokoud, almal van ons. Ek het hier 'n naald. Bo in die naald is daar 'n gaatjie, ons praat van die oog van die naald. Dink jy 'n perd kan deur hierdie oogie gaan? Uitgegroeide perd. Ek dink nie so nie, en ek dink u sal met my saamstem dat so iets onmoontlik is. Waarom vra ons dit vanoggend vir mekaar? Presies omdat dit vir 'n mens wat Jesus nie aanvaar het as sy verlosser en sy as gelowige verlosser nie,
Net so onmoontlik is dit vir so 'n mens om in die hemel in te kom. En dit moet vanmôre met elkeen van ons baie hard praat. Juis omdat ons so gewoond is en omdat ons so die dinge so wil doen soos wat ons dit wil doen, soos ons net nou ook vir mekaar gesê het, sonder dat Jesus regtig in my hart is. Maar dit daar gelaat, kom ons gaan aan. Gaan dink maar daaroor. Wanneer ons voor die kruis staan, die kruis in die geestesoog voor ons sien, dan moet ons vir mekaar sê, die kruis van Golgotha is die brug tussen hemel en hel. En wie nie oor hierdie brug gaan nie, sal die ewige lewe nooit sien nie. En dan nie op ons manier nie, maar op die manier soos wat ons Here Jesus Christus dit in sy woord vir u en vir my voorskryf. Omdat Jesus, kom ons herinner mekaar weer vanmôre daaraan. Dit is so belangrik. Omdat Jesus vir ons sondes gesterf het, het God ons sondes afgeskryf. Daar aan die kruis sien ek in die geestesoog my verlosser hang, en ek hoor hom uitroep, Vader vergeef hulle, maar ek hoor hom ook uitroep, meer in die besonder vir 'n bepaalde persoon, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Iets wat ek in ieder geval nie self kan regkry nie. En daarom moet ons vanmôre juis dit vir mekaar sê, broers en susters. Die kruis van Jesus Christus onderskei ons geloof. Onderskei hierdie verlossingsboodskap van alle ander gelowe wat daar is. Daar is nie 'n ander geloof waar daar 'n kruis is nie. Daar is nie 'n ander geloof waar daar genade is nie. Daar is nie 'n ander geloof waar die Here van sy hemeltroon afkom neerbuig, soos hy vanmôre na u en na my toe neerbuig. En vir elke bely-dende hart vanmôre, elkeen wat dit met 'n opregte, ware geloof bely, dink aan my Here, as hy vandag op die troon sit, daar is nie 'n ander verlosser, as net hy, wat daar aan die kruis gehang het met 'n doringkroon op sy kop, terwille van u en my nie. En daarom word hierdie gedeelte vanmôre vir u en vir my so intens persoonlik. Jesus wat vir my aan die kruis kom hang, wat vir elkeen van ons aan die kruis kom hang. Ons vra vanmôre vir onsself af. Sou ek aan 'n kruis kon hang vir ander sondaars, terwyl ek die enigste een is wat nooit sonde gedoen het nie? Dit maak vir ons die liefde van Jesus soveel groter. Dit maak sy liefde vir ons soveel meer ondeurgrondelik. Here, ek verstaan dit nie. Sou u en ek ander mense soveel kon vergewe as wat die Here u en my vergewe het? Hoor u hierdie trooswoord? Hoor u hierdie heerlike bemoediging? Maar hoor jy ook hierdie heerlike aansporing vanmôre vir elkeen van ons, as dit weer vanmôre deur hierdie kerkgebou weer klink, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en dit sluit almal van ons in, kom na my toe,
En dit maak sy liefde en sy kruisdood vir u en vir my soveel wonderliker. Ons het vanmôre hier in hierdie gedeelte het ons gelees 2 gedeeltes. Daar die eerste gedeelte waar Josef en Maria met die klein babietjie na die tempel toe gaan volgens die gebruik van daardie dag. En daar wag 2 mense hulle in, 2 ou mense, gedring deur die Heilige Gees. 'n Profeet met die naam Simeon en 'n profetes met die naam Anna. Albei wat die geboorte van Jesus Christus verwag het. Albei wat op hierdie oomblik na die tempel toe gedryf is deur die Heilige Gees. En dan hoor ons hierdie woorde wanneer Simeon hierdie kind in sy arms neem. Dan hoor ons hierdie woorde wat oor die eeue weer klink van uit die vroegste dae tot aan die einde van die wêreld. Hierdie kind sal dien tot 'n val en 'n opstanding van baie. Hierdie kind sal dien tot 'n val en 'n opstanding van baie en tot 'n teken wat weerspreek sou word. Wat sou dit beteken as ons daaroor dink? Hierdie kind bring skeiding tussen mense. Hierdie kind bring skeiding en elkeen, ook u en ek vanoggend, sou moet kies. Of ek aanvaar hom, of ek aanvaar hom as my verlosser, of ek verwerp hom. Maar nou weet ons wat ons al hoeveel keer vir mekaar ook uit die skrif uit gesê het. Hy wat heiligmaking verwerp, hy wat die seun verwerp, verwerp God ook. En daarom mag God dit vanmôre verhoed dat daar iemand vanmôre hier is in hierdie kerkgebou wat sou sê ek stel nie belang nie. Iemand wat teleurgesteld is. Want weet jy wat? Hierdie een moordenaar wat aan die kruis gehang het, die een wat Jesus bly smaad het, was 'n seloot. Hy het van Jesus geweet. Nou wat is 'n seloot? 'n Seloot was iemand soos Judas en soos Petrus wat aan 'n opstandelingsbende behoort het. En die selote het 'n verlosser verwag. Dis hoekom ons sê hy het geweet Jesus sou kom. Maar hy het 'n verlosser verwag wat hulle van die Romeinse ryk sou of die Romeinse juk sou bevry. Met ander woorde, politieke verlosser. En nou was hierdie een man so teleurgesteld, want onthou wat Jesus daar op die tempeltrappe gesê het, ook toe Judas weggedraai het om hom te gaan verraai. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is 'n hemelse koninkryk. En nou was hierdie man in sy teleurstelling, was hy verbitterd. En hy wou nie verder glo nie, hy het Jesus een kant toe gestoot. En die ander persoon, heel moontlik ook 'n seloot. Ook 'n seloot wat vir sy opstandelingswerk, sy rebelsheid dan aan die kruis beland het. Wat heel moontlik dan ook van Jesus geweet het. Maar daar aan die kruis,
Daar aan die kruis, wat gebeur daar? Kom ons sê dit vir mekaar. Aan die kruis gebeur die Heilige Gees. Soos vanmôre my gebed ook is in hierdie kerkgebou met elkeen van ons. Johannes 16 vers 6 wat sê, die Heilige Gees oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees oortuig van daardie reddende, saligmakende geloof wat daar ook in hierdie man pos gevat het. Daardie saligmakende geloof wat vir u en vir my dit kom leer aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kind van God genoem te word. Vir hierdie een persoon wat sy kop bly wegdraai het, wat nie wou hoor nie. Dink ons aan 1 Korinte 1 vers 23 waar Paulus self skryf, 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode en Grieke, die krag van God en die wysheid van God. Terwyl ons vanmôre daarby gaan stil staan. Hierdie gebeure wat ons hiervan lees, is nie beperk net tot daar nie. Weet jy broeder en suster dat ons tot vandag in ons eie land met hierdie keuse gekonfronteer word. Diene kom of verwerpe kom. Wat gaan ek doen as ek in 'n blik gedruk word met die waarheid van Jesus? Sy geboorte, sy opstanding, sy sterwe en sy opstanding. Want ek het nou al 'n paar keer vir u daarvan gesê dat daar van regeringskringe nou alreeds opdragte uitgaan en komitees saamgestel is, onder andere die LRC komitee, language of die taal en die kultuur en die godsdiens, en waarin die betrokke minister nou al 'n paar keer gekonfronteer is. En elke slag het sy gesê, die Christendom moet beheer word. Dit wat in die kerke gesê word, moet beheer word. Predikante moet registreer. Mense wat bid, moet in weskoppies opgeneem word. Want hoe kan jy bid tot iemand wat jou nie kan hoor nie? Gebeur vandag hier. Ons hoor vandag baie mense wat kom sê, maar jy kan tog nie vir my sê dat God bestaan nie. Jy kan tog nie vir my sê daar is 'n lewende God nie. Bewys dit vir my. Weet jy wat? Nou wil ek vir u sê, ek het nie nodig om dit vir u te bewys nie. Ek het nie nodig nie. Daar is nie 'n ander iemand wat kan lewe skep soos hy nie. Ons kan kloon, ja, maar ons kan nie lewe skep nie. Ons kan nie as mens die son laat opkom nie. Ons kan nie die wolke, gaan lees maar weer Job 38, ons kan nie vir die wolke opdrag gee, kom by mekaar en gee reën nie. Hy is die lewe. Hy gee die lewe. En hier sien ons in hierdie gedeelte hoe daar die heerlike belofte weer waar word. Toe hy vir daardie moordenaar aan die kruis sê, vandag sal jy saam in die paradys wees. Sy reddende genade vir elkeen van ons.
Daarom kom hier die vraag, so hard en so duidelik vanmôre tot elkeen van ons, en wil dit ons as dit ware weer kom terugruk tot op die grond. Wat maak u en ek met Jesus? Het ek vir my 'n beeld van die Jesus wat ek wil dien, soos die een moordenaar? Of het ek gebuig voor die ware Jesus, soos wat hom aan die kruis vir ons kom tentoonstel het? Daarom sê ons dit vanmôre weer vir mekaar. Hierdie kruis is die brug tussen hemel en hel. En nou weet ons wat sê Romeine 3 vir ons is almal verlore, daar is niemand wat goed doen nie. En daar is net een manier om gered te word, en dit is om voor die kruis van Golgotha te gaan buig en te vra, dink aan my Here, dink aan my wanneer U vandag in die koninkryk kom. En om dan lief te kry. Soos Matteus 22 vers 34 ook vir u en vir my sê, met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand en al my krag. En weet jy wat? Dan gaan dit nie net daarby bly nie. Maar dan ook om hom gehoorsaam te dien en te vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dit wat Simeon hier in die tempel voorspel het en dit wat gebeur het onder andere ook 33 jaar later hier aan die kruis op Golgotha gebeur. Jesus in die middel. As al twee van hierdie manne, ook die verharde seloot, maar net wou besef het, hier is my redder, hier is my redding. Maar hy wou niks weet nie. Hy het nie belang gestel nie, want Jesus het nie voldoen aan daardie beeld wat hy vir hom gestel het nie, hoe hy Jesus wou sien nie. Maar die ander een, as ons vir mekaar vra wat het hier gebeur, en ons sê vir mekaar, die Heilige Gees het hier gebeur. Want skielik besef hier die ander man, hier die ander moordenaar, wie hang hier langs hom? Hy besef hier die man wat langs hom hang, is die Seun van God, is God self. Hoor wat vra hy? Hoor hoe betug hy ook die ander persoon wat aan die ander kant van Jesus hang. Hy sê, vrees jy God ook nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons ontvang regverdiglik, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Maar in sy ellende daar aan die kruis, in sy verlorenheid, besef hy die kwaad wat hy gedoen het. Hy verdien die straf wat hy kry, want onthou, daar aan die kruis toe hy die Here aangeneem het, nie beteken hy moet nou van die kruis afkom nie. Hy moet sy straf maar uitgedien het. Hy is gered, ja. Maar sy straf moet hy uitdien. Maar hy sien Jesus se onskuld. En hy glo, hier hang sy redder langs hom. En nou hoor ons hom pleit. En mag dit vanmôre ook u en my pleit wees. Here, dink aan my. Dink tog net aan my wanneer u vandag hoor wanneer ek bid. Moenie my wegjaag nie. Ek verdien dit nie, Here, maar ek soek u aangesig. Red my. En wat hier gebeur, wonderlik.
En dit is die troostboodskap vir elkeen van ons. As ons daar in Johannes 1 vers 12 gaan lees, elkeen wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Selfs hierdie moordenaar aan die kruis, hierdie misdadiger wat hom aangeneem het, en hier het ons te doen met die eerste sterfbed bekering in die geskiedenis, wat vir ons opgeteken is. Nie te laat nie. Maar nou beteken dit nie dat u en ek moet wag tot op daardie laat stadium nie. Maar Jesus hoor tot daar ook. Ons pleit. Maar nou is hier 'n ander woord wat in vervulling gaan, wat u en my ook vanmôre raak. Wanneer u en ek gaan lees in Matteus 24 vers 40 en verder, dan lees ons daar 2 sal op die land wees. 2 sal by die meel maal, 1 sal gered word, 1 sal verwerp word. En daarom moet u en ek gereed wees, totdat Jesus weer kom. En nou weet ek, u gaan nou vir my 'n baie belangrike ding vra. Hoe weet ek dat ek nie, en ek sê dit met die grootste respek gestel, hoe weet ek dat ek nie besig is om God se tyd te mors en my eie tyd te mors? Hoe weet ek dat ek nie eendag as ek daar voor die troon staan gaan hoor, gaan weg van my, gaan weg van my, jy het jou tyd gemors, jy het my tyd gemors? Nee. Wanneer die Heilige Gees vanmôre oor u en my kom, wanneer die Heilige Gees vanmôre so met ons besig is, dan kan ons nie anders as om te gaan na Romeine 8 vers 16, en u kan dit maar daar gaan lees. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hoor jy dit? Dat as ek vanmôre kan bely, Jesus is die Seun van God, van die lewende God, dan is dit nie ek nie, maar dan is dit die Heilige Gees wat in my daardie belydenis doen en deur my. Het u geweet dat iemand wat teen Jesus gedraai het, soos byvoorbeeld 'n Satanis, kan nie hierdie woorde sê nie. Hy kan nie sê Jesus is die Seun van God nie. En daarom hierdie bevestiging hier moet al klaar vir u en vir my tot 'n ongelooflike troos wees dat ons eendag ook sal hoor, gaan in die vreugde van jou Heer. Daardie keuse wat vanmôre voor u en my lê, daardie vurk in die pad, watter pad wil ek loop? Die pad van hierdie moordenaar of die pad van hierdie een? Die een wat gesê het, dink aan my, of die ander een wat bly spot het? Maar ek wil hê jy moet ook gaan na 1 Korinte 12 vers 3 toe. Gaan kry daar ook weer daardie heerlike versekering. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Maar dan moet ek hom lief hê, dan moet ek hom dien. Dan moet daar niks wees wat maak dat ek 'n verskoning het om hom nie te dien nie. Dan moet ek met hom leef in 'n verhouding. Weet jy wat? Kom ons sê dit gou vanmôre vir mekaar. In die Hebreëus word die verhouding tussen
Ons lees baie keer daar staan 'n man met sy vrou beken. Wat beteken 'n man en 'n vrou ken mekaar dieper as diep? Ken mekaar in alles. En nou word daar vir ons gestel die verhouding tussen u en my, tussen Christus en sy kerk, is 'n verhouding van mekaar ken. En ek gebruik dieselfde woord. Soos 'n man en vrou, en nog dieper, mekaar ken. Hoor jy dit? En onmiddellik as ons hierdie een man aan die kruis sien wat pleit dink aan my Here, dan vra dit vir my ook, hoe lyk my verhouding met die Here? Vrees jy ook God nie? Vra hy vir die ander een? Nou dink ons weer aan Simeon se woorde. Hierdie kind sal skeiding maak. Hierdie kind sal dien tot 'n val van baie en 'n opstanding vir baie. Maar dan hoor ons hierdie man bid. Dink aan my. En mag dit vanmôre ook u en my gebed wees. Here, asseblief red my. Here, ek is 'n verlorene. Ek weet nie waarheen nie. Hierdie man glo dat net by Jesus alleen redding is, dat hy die middelaar is voor die Vader troon. En weet jy wat is wonderlik? Dit wat hierdie man hier bid, dink aan my, is die gebed wat 'n vrome Jood op sy sterfbed bid tot die Hemelvader. Hoor jy dit? Sterwend. Sterwend ook soos u en ek, maar lewend voor die Vader troon. En dan kom ons by die wonder. Die wonder van dit wat hier gebeur. Jesus wat vir hom sê, vandag sal jy saam in die paradys wees. En weet jy wat? Hierin lê vir u en vir my 'n heerlike, wonderlike belofte. Want as Jesus vir hom sê, voorwaar, ek sê vir jou, wat sê hy vir hom? Amen. Daai woorde wat u en ek aan die einde van 'n gebed gebruik. Daai woorde wat beteken dis waar en dis seker. Amen, amen, ek sê vir jou. En dan kan jy maar Titus 1 vers 2 gaan lees. Titus 1 vers 2 waarin daar staan, God kan nie lieg nie. Hy is die hoop van die ewige lewe. Nie net vir hierdie man nie, maar ook vanmôre vir u en vir my. Dink verder terug aan die belofte daar in Matteus 1, wanneer die engel na Maria toe kom en vra sê, jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Maar dit is nie al nie. Ook Johannes 3 vers 16. Vir u en vir my vanmôre soos vir hierdie man, so lief het God die wêreld gehad dat hy bereid was om sy lewe op te offer terwille van die mensdom van hierdie man, maar ook van u en van my. Maar wanneer ons hierdie woorde hoor, dan hoor ons ook die doel waarom Jesus na hierdie wêreld gekom het. Dink aan my Here. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam in die paradys wees. Jesus wat vir hom sê, ek het gekom om te soek en te red. Hoor jy dit? Hoor jy die belofte vir u en vir my vandag in 2026? Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Lees Johannes 14. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek terug. Johannes 11, dink daaraan aan die graf van Lazarus.
Wie in my glo, sal lewe. Ek is die opstanding en die lewe, selfs al gaan hierdie man sterwe, selfs al gaan hierdie man in die graf in, misdadiger, al gaan sy liggaam in die Hinnomvallei of in die vallei ingegooi word. Hy lewe. Want Jesus gee vir hom die lewe. Maar dit kom herinner vir ons, Jesus is regter. Gaan lees Jakobus 5 vers 9. Kyk, die regter staan voor die deur. En dan ook vir hierdie sterweling, hierdie misdadiger wat aan hierdie kruis moet hang totdat hy dood is. Hoor die woorde van Openbaring 21. Vir ewig by God. Vandag sal jy saam in die paradys wees, vir ewig. En hulle sal God sien. En dis die belofte vir u en vir my. En daarom, om jy af te sluit vanmôre, onthou net 3 dinge. 3 belangrike dinge wat hieruit vir u en my kom voortspruit. Niemand is ooit te ver van God se liefde af om deur hom heel gemaak te word nie. Niemand is te stikkend nie. Solank ons nog asemhaal, is daar nog hoop. Moenie wag tot dit te laat is nie. En moet ook nooit God se bereidwilligheid om te red miskyk nie. Moet dit nie verontagsaam nie, moet dit nie een kant toe skuif nie. Vandag sal jy saam in die paradys wees. En dis die belofte vir elkeen wat na hom toe keer. Elkeen wat voor hom kom bely. En daarom net hierdie laaste vraagie. Is u en ek gereed om die Here te ontmoet? Is u en ek reg om hom te ontmoet? As hy vandag sou kom nou. Daar was 2 misdadigers, een elke kant. Watter een is ons? Amen. Kom laat ons dank. Here onsse God, staan vanmôre voor u, met ons kop in ons hande, want ek verstaan nie, Here, ek verstaan nie, dat u my so lief kan hê nie, ek verstaan nie, dat u ons so genadig kan wees nie, ek verstaan nie, dat u nog steeds vir my kan sê, kom na my toe. Here onsse God, in Jesus Christus, daardie voorhangsel wat geskeur het, as ons vanmôre dring, ons is 'n klein kindjie en as sy pa toe te hardloop. Vang my, Here. Moenie my los nie. Moenie my wegstuur nie. Wees Witrifuur, net genadig. In Jesus naam. Amen. Ons sal die offergawes by die deure opneem soos wat die gebruik is. Ek gaan vir u vra dat ons nou sal staan, dan sing ons gesang 95. Gesang 95, net daardie een vers asseblief, Zander. Dis die Onse Vader.
Seën van die Here. En dan gaan u huis toe ook in sy vrede. Die Here sal u seën, maar hy sal u ook beskerm. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn, en hy sal vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef, en aan u elkeen sy vrede gee. Amen.